spook van Uniondale. Die spook het Uniondale op die map gesit en baie bekend gemaak. Maar dit is nie die enigste attraksie in Uniondale. Ek gaan vir julle nog 'n paar wys wat baie interessant is. Dalk interessanter as die spook. 'n Waterwiel in die Karoo. Karoo is mos 'n droë plek, daar is nie baie water nie. Maar hierdie waterwiel is in die Karoo. In Uniondale. Uniondale is geleë in die Kamanasie riviervallei, waar die ou boere in die 1800s wat hier geland het begin om graan te plant, wat hulle kon nat maak uit die Kamanasie rivier uit. So het hulle besluit om 'n meel te bou om die graan te kan verwerk, om meel te kan kry. En die meel is deur die water aangedryf, wat hulle blyvore gemaak het om water hier te kry. Die meel is gebou tussen 1852 en 1854 deur 'n ene James Stewart. Dit is dan 'n rukkie gevat om die meel te bou. Julle sal verstaan hoekom as ek alles klaar verduidelik het. Baie van die hout wat in die meel gebruik is, die grootste gedeeltes, met ander woorde, al hierdie vinne sal ons nou maar sê, en die buitenste raam, is kiaat. Dit moes hulle per Ossewa kry in die noorde uit. Want in die Karoo kry moes nou nie kiaat nie. Kiaat kry moes nou net in warmer gedeeltes van die land. En dit moes daarvandaan afgekom het. En dan is dit nou al hierdie dwarsleers, whatever julle nie, speke en al die dinge. En dan daai as. Daai as is jarrehout. Nou jarrehout kry jy nie in Suid-Afrika nie. Hy is nie inheems vir in Suid-Afrika nie. Jarrehout kom van Australië af. So James moes nou 'n rukkie gewag het vir die jarrehout om in Suid-Afrika te kom. Of hy moes eers per skeep Australië toe. En daai jare het hy ook mos nou nog nie selfone gehad nie. Of e-mails, of faxe, of sulke goede nie. Want jarrehout is 'n baie harde hout, hy is wind en weerbestand. Nou ja, as jy vat daai stuk hout, is in 1852, tussen 1852 en 1854 hier ingesit. Nou die meel was in werking gewees tot en met in die 1950s. Wat hy die laaste keer toe nou gedraai het. Wat hy gewerk het, wat hy meel gemaak het, wat hy meel voorsien het vir die gemeenskap definitief en vir baie ander dorpe ook seker. En dan die binnekant, ek sal kyk of ons daar kan inkom, is soedoring gebruik. Nou ja, soedoring kry jy in die Karoo ook, jy kry hom reg oor Suid-Afrika, vir die ratte en die kleiner houtgedeeltetjies. En soedoring is ook 'n sterk hout, so ook jou kiaat wat hier gebruik is. Hy is ook waterbestand. En wind en weer. En dan binnekant ook
is geelhout. Geelhout en soedoring is gebruik. Nou, geelhout is nie 'n krisis nie, dit kom maar net van oor die bout af. Vandag is hierdie ding 'n nasionale monument, want dit is die grootste waterwiel in Suid-Afrika. Hy lyk maar vaar, maar die ou is al oud. Hy het baie sakke meel gemaak. Hy was besig gewees op sy dag. Hy was 'n bedrywige meel. Hy het gewerk. Ongelukkig kan nou nie meer die binneste gedeelte besigtig nie. Hulle sê daar het water ingekom op 'n kol en die vloer is verrot. Hulle is bang mense val deur die vloer. So dit is uit. Jy kan glad nie daar kom nie. Dit is nogal 'n jammerte, want ek sou dit nog graag wou gesien het. Ons hoop hierdie meel hou vir nog 'n klompie jare, dat mense kan kom kyk. Dankie vir die saamkyk, ek is Arrie. Ek sluit af met die woorde van 'n kampvriend van ons, die wyle meneer Chris de Beer. Dit was 2 dae voor sy dood. Tot wederziens. Met die water wat verby is, sal die meel nooit weer maal nie. En duidelik gaan hierdie meel nooit weer maal nie, met of sonder nuwe water.